Goeiemôre. Jy luister na die derde oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is vryheid en verantwoordelikheid. In hierdie voorreg waar ons 'n paar maal om die son mag reis, het ons hierdie liggaam, hierdie brein, hierdie siel ontvang. Ons is geskape in vryheid en tegelyk met 'n verantwoordelikheid. Die meeste mense wat ek ken, gee hulle vryheid en verantwoordelikheid op 'n skinkbord weg. As ek moet skat, waarskynlik 98% van mense. Neem 'n oomblik om dit te verwerk. Ek maak hier 'n rowwe stelling vanoggend. Die meeste mense wat ek ken, gee hulle vryheid en verantwoordelikheid op 'n skinkbord weg aan 'n ander. Boem. Kom ek toets dit. Toets jouself en besluit of ek reg is of nie. Ons gaan dokter toe, omdat ons siek is of een of ander kwaal onderlede het. Die dokter doen 'n paar toetse, maak 'n diagnose en stuur ons weg met 'n voorskrif of behandelingsvoorstel. Hoeveel van ons vra vir die dokter of dan daarna vir die apteker? Verduidelik vir my presies wat hier aan die gang is. Wat is die effek van die medikasie? Hoe beïnvloed dit die gebruik en effek van my ander medikasie? Is daar 'n moontlike botsing? Wat is die neeweffekte hiervan? Wat is die langtermyneffek hiervan? Wat bedoel jy met daardie woord? Die meeste mense neem 'n handvol medikasie en drink dit sonder 'n verdere gedagte aan wat die effek daarvan op hulle liggaam of hulle geestesgesondheid is. Lees jy die neeweffekte van medikasie? Dit is veral waar in die konteks van spesialiste en hospitalisering. Wat het die spesialis vir jou gesê? Wat antwoord die mense die meeste van die tyd? Ek het nie mooi verstaan nie. Hy of sy het 'n klomp groot woorde gebruik. Jy laat toe dat behandeling op jou toegepas word sonder dat jy verstaan of weet of beheer het daaroor. Jy gee jou vryheid en jou verantwoordelikheid oor aan 'n ander. Die mediese veld waar ek dit baie sien is psigiatrie. Op verwysing gaan sien mense 'n psigiater. In 'n afspraak wat dikwels min of meer 15 minute duur. En dan neem die psigiater 'n raaiskoot oor watter chemiese tekort of wanbalans daar in jou brein is. Want ek het nog nooit in my lewe gesien dat 'n psigiater 'n bloedtoets laat doen om te bepaal watter tekort daar is aan hierdie chemiese middel of hormoon of wat dit ook al mag wees nie. Antidepressante, angsmiddels, stemmingstabiliseerders, stimulante of slaappille word voorgeskryf. Hoe verstaan jy die effek van hierdie medikasie? Wat is die langtermyn vooruitsigte? Watter neeweffekte is ter sprake? En hoe lyk jou behandelingsplan vorentoe? Die antwoord? Ek sien weer die psigiater oor 6 maande. Hy het gesê as dit nie werk nie, moet ek hom dadelik kontak. Ons het goeie dokters en daar is goeie psigiaters en spesialiste. Die probleem wat ek uitwys is dat ons verantwoordelikheid en ons vryheid daarmee oorgee in 'n ander se hande. Ons sê met ander woorde daarmee, ek is nie in beheer hiervan nie. Ek gee dit nou vir jou as kundige en jy is verantwoordelik vir my welstand. My liggaam, my brein, my gemoedstoestand, my geestesgesondheid, dis nie myne nie, dis nou joune. Kom ek vra volgende vraag. Watter persentasie van die kos of eetgoed wat jy inneem, is gesond vir jou liggaam? Neem jou kar vir 'n oomblik as voorbeeld. Jou kar is 'n petrolmodel. Vir daardie engine, om optimaal te funksioneer, het jy suiwer petrol nodig. Maar nou gaan jy en sê, ag kyk hierdie oulike kar vir my, hy het daarom nou hard gewerk, kom ek gooi vir hom 'n bietjie suiker in die tank en 'n bietjie sjokolade en ag, kom ons kyk of ons nie nog 'n paar bederfies kan ingooi nie.
Wat is die effek van ons ongesonde eetpatrone? Ons beland by die dokter en ons kry medikasie daarvoor. In plaas daarvan dat ons proaktief werk ons aan die opvangkant daarvan en dit het 'n hele domino effek wat ons totale gesondheid affekteer. In plaas daarvan om beheer te neem in die vryheid en verantwoordelikheid wat ons het om die regte kossoorte te eet wat die goeie Vader vir ons gegee het, om ons liggame en ons brein gesond te hou. Kundiges oor die wêreld heen begin vir ons uitwys wat die verband is tussen die kos wat ons eet en selfs die neurologiese en psigiatriese probleme wat ons ervaar, gesondheidsprobleme wat die brein affekteer. Ons weet nog so min hiervan. Die vraag is, gaan ons ook op hierdie terrein ons verantwoordelikheid en ons vryheid weggee? Ek luister onlangs na 'n mediese dokter wat die volgende stelling maak. Amerika is die land met die beste toegang tot die beste medikasie in die ganse wêreld, met natuurlik die wêreld se grootste farmakologiese maatskappye denkbaar. Maar Amerika se bevolking tel onder die siekste en ongesondste in die ganse wêreld. Heel onder. Wat is die les wat ons hieruit leer? Ons benader die hele saak van ons gesondheid verkeerd om. Ons is nie proaktief nie. Ons is nie ingelig nie. Ons gee ons liggame prys. Ons vryheid en ons verantwoordelikheid gee ons oor aan 'n ander. As ons dit aan 'n ongesonde dieet oorgee, is dit ons lotsbestemming. Gebruik jy kos, maar nog meer as dit, drank, as emosioneel geestelike kruk. Ons geestesgesondheid word bedreig deur dieselfde verkeerde denkraamwerk. Ek het 'n geweldige belangstelling in sielkunde en 'n groot waardering daarvoor. Maar daar is reuse leemtes in die sielkunde. Veel van wat gebeur is 'n fokus op wat fout is met die mens. Wat is die veronderstelling van die sielkunde of die psigiater byvoorbeeld op hoe hulle die mens beskou? Het ons die vryheid om te kies? Het ons beheer oor ons kognitiewe staat en emosies? Beheer ons neurologiese kondisie? Of word dit beheer op deterministiese wyse? Daar is in my opinie met een van die besbedoelde menslike kapasiteite en terapeutiese kwaliteite die gevaar van passiwiteit opgesluit. Empatie. 'n Persoon sit by 'n sielkundige of 'n beraader en vertel hulle verhaal van moeilikheid, hartseer of verlies. En 'n goeie terapeut is empaties ingestel. Ek verstaan. Ek begryp hoe jy gevoel het. Vertel my meer. Hoe voel jy hieroor? Hoe het jy toegevoel? Dis 'n baie gevoelsmatige ruimte. Onbedoeld waarskynlik is die neeweffek hiervan dat die terapeut bevestig dat die persoon passief in hierdie situasie is. Dis verskriklik wat met jou gebeur het. Verstaan my nie verkeerd nie. Vir myself en vir die meeste mense wat ek ken, is dit so bevrydend om uiteindelik vir iemand te kan sê hoe ek voel, te vertel wat gebeur het, dat die hele situasie vir my sin maak in my vertelling daarvan. Dit is soortgelyk daaraan om vrygelaat te word uit 'n tronk. Ek kom van minus af tot by 0. Die emosies word vrygestel, maar dan stop ons daar. Daar skort iets hierin. Want wanneer ons empaties na iemand luister, kan ons onbedoeld bevestig, jy is die slagoffer van wat met jou gebeur het. En ons laat die storie wat ons onsself van oortuig, onuitgedaagd daar. Ons behoort verder te gaan as dit. Wat is ons gemoedstoestand? Die staat van hoe ons opdaag in 'n situasie. Wat is ons denkpatrone, die denkfoute wat ons maak? Wat is nuwe geleenthede wat hierin opgesluit lê? Hoe het ek hierdeur gekom? Wat is die karakterontwikkeling wat ek daardeur in myself ontdek? Watter geestelike spiere het ek gebou in daardie proses? Alle mense kry swaar.
Almal het een of ander verhaal van verlies, of te nakoming, of wat dit ook al mag wees. Maar hoe vertel jy jou storie oor wat met jou gebeur het? En hoe voorsien jy dat jou storie gaan eindig? Wat is die kapasiteite waartoe jy in staat is? Nou begin 'n mens in die sweer inbeweeg van hoe jou gemoedstoestand en die staat waarin jy verkeer jou storie klaarmaak. Môreoggend praat ons oor die flaters wat ons begaan in ons denkpatrone om so vinnig as moontlik uit te kom by die eeueoue standvastigheid wat die vroeë Christene gevolg en gelukkig vir ons behoue laat bly deur hulle geskrifte. Maar vanoggend wil ek die vraag op jou hart plaas. Het jy beheer geneem oor jou eie lewe, jou liggaamlike, jou geestelike gesondheid en jou emosionele welstand? Daarin lê jou vryheid en jou verantwoordelikheid. Gee jy jou verantwoordelikheid prys, verloor jy jou vryheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee vir ons die krag en die moed en die dapperheid om te verander wat ons kan. Help ons om te aanvaar dit wat in ons lewens gebeur het wat ons nie kan verander nie. En help ons om die wysheid en insig te hê om die verskil te ken. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.